kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Die Here, en daarom beaam ons dit opnuut in ons gebed, ons dankbaarheid. En Here, kom ons dit vanoggend sing in kinderlike eenvoud. Want ons besef wie ons is, Here. Kinders. En nog groter besef ons, U as ons volmaakte Vader. Here, en daarom het ons soveel om voor dankie te sê. En dan veral in die eenvoudige, Here, in dit wat ons so gewoond is aan. En as ons dink dit is maar hoe dit moet wees. Ons bely dit tegelijkertyd, Here, voor U. Ons sê ook, en ons herontdek van ons dankbaarheid. Liewe Vader, ons sê dankie. En kon ons dit sing soos kinders, Here. Dankie, Here, vir 'n dag soos vandag. Die sakrament van die doop. Die genadeverbond, Here, wat ons almal in kan deel. Dankie, Here, dat ons hier kan wees. Dankie, Here, dat ons in hierdie dag en tyd sonder vervolging steeds U woord kan hoor. Dankie, Here, dat dit vir ons elkeen is. Help ons, Here, om te luister. Dankie dat U ons wys en rig, lei en leer. En daarom raak ons ook nou stil, afwagting op U woord, dat U deur die woord in gees en waarheid op ons harte sal spreek. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Lukas, Lukas 1, verse 39 tot 45. In my Bybel is dit op bladsy 78 van die Nuwe Testament, Lukas 1, verse 39 tot 45. Dit is 'n teks wat mens tegnies eintlik lees wanneer dit tydens Adventstyd sal wees, die oploop tot Kersfees of selfs saam met Kersfees, want dit is dan nou die oploop tot die geboorteverhaal van Christus. Soos ons in die opstandingstyd is, en ook met die doop lees ons hierdie teks, lees ons deur 'n ander bril, as wat ons gewoonlik na hierdie teks sal kyk. Maria besoek Elisabeth. Ek hou vir u voor, Lukas 1, vers 39 tot 45. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en hastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Sagaria se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg en is sy met die Heilige Gees vervul. Met hard uitgeroep, geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek dit te danke, dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe die geluid van die groet in my ore klink, en die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo, dat dit vervulling sal gaan, wat die Here vir haar gesê het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Amen. Amen.
maar hoe die lewe werk. Somtyds is daar jou groot oomblikke, is gewoonlik daardie oomblikke waar ons op let, dan jou minder belangrike oomblik, of skynbaar sal ons dink. Dis daai stil oomblikke, daai oomblikke wat vinnig verbygaan. So is dit ook met ons manier van Bybel lees. Te fokus op jou groot en jou bekende Bybelgedeeltes. En dan is daar die minder bekende Bybelgedeeltes wat mens maklik mislees. Of jy het dit altyd gelees, maar in 'n sekere konteks, veral soos ons skriflesing vandag ook. Dis stiltes eintlik. Daar's nie donder weer nie. Daar's nie blitse nie. Dis maar stil. Daar's nie skares nie. Daar's dalk nie eers groot wonderwerke wat plaasvind, sodat jy jou aandag daarop kan vestig en daar wil stil staan. Tog is dit in die stil oomblikke, nie net van ons lewe die stil oomblikke nie, maar die stiller oomblikke van ons Bybeltekste, waar die Here die duidelikste oor praat. Soos in die fluistering van die windstil. Stiltes. Ons skriflesing, geliefdes, is 'n goeie voorbeeld hiervan. In die eenvoud van twee vroue wat mekaar ontmoet. Lees van Maria, Jesus mee swanger is, en dan Elisabeth wat swanger is met Johannes. Maar dan vir mens duidelikheid te gee, hierdie Johannes, omdat daar so baie Johannesse is wat jy in die Bybel van lees, is een en dieselfde wat ons later gaan leer ken as Johannes die Doper. En dit is, geliefdes, 'n eenvoudige ontmoeting tussen familielede. Dit is verwant aan mekaar, die twee vroue. Maar dan gebeur iets buitengewoon. Ons lees van waar Elisabeth die groet van Maria hoor, en dan in die teks beskryf dit dat die kindjie binne haar skoot en haar moederskoot van vreugde spring. En so gaan ons stadig deur hierdie teks om te oorweeg die merkwaardigheid hiervan. As ons ook raak sien, dis voordat Johannes gebore is. 'n reaksie, 'n beweging. Voordat hierdie Johannes nog kon praat. Voordat hierdie Johannes nog iets van homself weet, eintlik 'n selfbewussyn het noodwendig, bespeur ons in hom beweging. Maar hierdie beweging, geliefdes, kom nie vanuit homself nie, dit is van Christus wat hom in beweging bring. En nader omskryf, dis Christus se nabyheid wat hom tot hierdie beweging bring. En dis die gedeelte wat ons so vinnig oorlees. Want ons lees gewoonlik hierdie teks en ons is nou sterk op pad na die bekende geboorteverhaal. Dat ons die merkwaardigheid, susters en broers, hiervan mislees. Dis waar alles begin. God wat na die mens kom en die mens reageer. Die mens kom in beweging. Ons leef in 'n wêreld waar ons dit maar so graag wil glo, is nie waar nie. So dit glo, ons maak asof dit so is, asof alles by ons begin. Asof die oorsprong van my sukses te danke is aan myself. Aan ons besluit. As ons nou ons insig. Maar selfs op die veld van die geloof, sal ons sê, dis mos ons geloof. Of dis ons keuses. En dit gaan goed, maar dis ons wat goed beplan het. Wat dit ook al is, op watter areas van jou lewe, vind jy jouself baie vinnig in daardie mate van, ek het hard gewerk hiervoor. Dis goeie beplanning aan my kant. Dis ek wat die beweger is. Dis ek wat die initieerder is. Geliefdes, maar hierdie teks draai eintlik daardie aanname heel op sy kop. Waar ons hier raak sien, dis nie die mens. Johannes reageer op Jesus. Voordat hy bewus is van homself,
van die lewe self, reageer hy, maar hy reageer vanweë Jesus. Dit is merkwaardig, want dit beteken dat God se werk nie afhanklik is van die mens nie. Dis 'n nederige gedagte. Die Here wil ons gebruik in sy koninkryk. Dis vir ons 'n voorreg om deel daarvan te wees. Maar die saak van die Here sal nie versaak as ons nie daar is nie. Maar tog gebruik hy ons. Maar die mens word steeds gebruik. En die mens het insig van God, maar dit is nie vanweë ons eie begrip nie. Ons is nie die oorsprong daarvan. Dis nie my intellek nie, dis nie my krag nie, dis nie my begrip nie. Dit begin by God wat die inisiatief neem, en dit sien jy baie duidelik in hierdie gedeelte. En jy sou dink, goed, dit moet iewers later op 'n stadium wees waar die Here dan nou goed en wel die eerste beweger is, en die een wat die inisiatief neem, dat die mens ten minste in selfbewussyn daarop kan reageer. Maar dan sien ons iets merkwaardig, dit gebeur voor geboorte. Selfs in die moederskoot is God reeds besig. Die teks wys dit baie duidelik uit. En geliefdes, dit herinner nogals aan 'n baie bekende teks wat ons in Psalm 139 so goed ken, raaklees. Psalm 139, verse 13 tot 16, van God wat reeds besig is in die moederskoot. En die woorde, U het my gevorm en aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is, daar waar niemand kon sien. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Geliefdes, dit beteken, daar is geen stadium in 'n mens se lewe waar God afwesig is, totdat ons hom dan nou eers uitnooi. Of in ander woorde te omskryf, nou dat ek bewus is van God, en nou dat ek dankbaarheid toon teenoor God, of nou dat ek iets van God verstaan, nou skielik beleef ek God se teenwoordigheid. Dis nie waar nie. Selfs toe ons nie geweet het van God, was God se teenwoordigheid, sy nabyheid 'n werklikheid. Selfs toe ons nie eens geweet het van onsself, diep in die moederskoot. Sy genade reeds teenwoordig. Sy gees reeds aan die werk. Nog voordat Johannes iets kon doen God iets in hom. Let mooi op wat die teks sê. Dit is eenvoud. Maria gaan na Elisabeth toe. Sy groet haar. En in hierdie eenvoud, groet is nie so noemenswaardig nie, maar in hierdie groet beweeg iets in haar. En hierdie groet is veel groter. Sy beleef, hier is Jesus self, haar redder. Maar dit is nie net Elisabeth die moeder wat dit beleef nie, dit is haar ongebore baba. Hy reageer. Met ander woorde wat hierdie woord beweeg eintlik suggereer. Baie belangrik, hy reageer, sy beweging, sy reaksie op Christus wat naby is nie eers vanweë preek nie. Dis nie vanweë wonderwerk wat Jesus gedoen het nie. Dis nie vanweë bevel van Christus nie. Sy beweging, geliefdes, is te danke en eenvoud God se teenwoordigheid. Die een ongebore baba beleef en die ander ongebore wat Christus is. Dis my Heer en my Verlosser. Hy reageer op God se nabyheid.
eers iets dramaties te moet doen, soos ons aan die begin gehoor het van donder en blitse. Of skynbaar hierdie groot wonderwerk, of in die grootsheid. God kan dit doen en hy het dit gedoen. Maar ons sien eintlik, dis nie die norm hoe die Here werk. In die eenvoud, in die alledaags, gewoon in sy nabyheid werk die Here. En dit moet ons raak sien, want ons verwagting is baie keer anders. Ons verwag God moet werk in die groot oomblik. En in die lewe soek ons, Here, duidelike tekens. Of Here, ek moet hierdie sterk gevoelens teenoor hierdie saak hê. Maar ons teks sê, dis sy teenwoordigheid, sy nabyheid. Dis wat die mens tot beweging bring. Dis God. Waar hy naby is, geliefdes, kan dit nie anders nie. Dan is daar beweging, daar gebeur iets. Johannes, geliefdes, is nog hier in die moederskoot, dra nie kennis van die lewe nie, maar hy beweeg. Geen taal om uit te druk die Godheid nie. Geen taal om dit wat hy beleef selfs te kan verwoord nie. Geen bewuste geloof. Tog beweeg. En soos ons dieper beweeg, begin mens sien, jy eintlik 'n misterie van die genade. Genade wat jy nie in woorde kan omskryf nie. Jy kan dit nie in taal uitdruk. Jy kan nie iets daaroor sê en sê, dis nou die volledige nie. Dis die misterie daarvan. God wat in die mens se lewe werk, voordat die mens dit kan verklaar. Ja, dit beteken nie op hierdie stadium, Johannes glo nou, soos ons sal sê, 'n volwasse glo nie. Dit is tog iets anders. Dit is 'n ongebore kind, ons moet dit ook raak sien. Sy lewe word steeds en reeds aangeraak deur God se plan. En dit is waaroor hierdie teks ten diepste handel. In eenvoud. God werk altyd voorafgaande. God begin eers. God roep eers. God beweeg eers. En ja, ons antwoord kom altyd later. En ek sou nie sê dis 'n antwoord in die enkelvoud nie, ons antwoord deur heel ons lewe, op baie momente, op hierdie roepstem van die Here. Maar die eerste beweger, die initieerder, is God. Dis nie die mens nie. Ons antwoord daarop. Dit help ons om genade reg te verstaan. Genade, geliefdes, is nie iets wat wag vir toestemming. God se genade gebeur. Dit oorrompel ons in sy groot liefde. Genade gebeur. Dis God wat beweeg. Dis God wat in hierdie beweging vir ons beweging bring. Maar dis nie net die krake beweging nie. Dis beweging met rigting. Dis intentioneel. Dit het plek. Dit het doel. Dan sê Elisabeth nogals iets merkwaardig. Later aan die einde van die gedeelte lees jy dit. Sy sê die kind het van vreugde opgespring. Dit was nie net gewoon, hy het binne my beweeg nie. Of meer beweeg, wat sy sal sê as wat ek gewoond is nie. Sy interpreteer dit van vreugde opgespring. Jy sien hierdie mate van spontaniteit. Jy sien iets onverklaarbaar eintlik aan hierdie beweging. En deel van die misterie waarvan ek pas gepraat het, herinner dit ons daaraan dat God se werk, ons kan dit nie altyd verstaan nie. Dis bo ons begrip, dis bo ons verstand. Maar dit beteken nie omdat jy dit nie kan verstaan en insien dat God nie werk nie. Dis baie keer hoe ons die lewe interpreteer. Ons beweging, hierdie beweging het rigting. Ja, soms is daar ook beweging in ons lewe wat jy self nie kan verduidelik. Of ander mense sê vir jou, hoekom doen jy dit? Dit maak nie sin.
Dit maak selfs vir jouself nie sin. Ons beweging. Dis hierdie nabyheid van God, 'n God wat ons na hom toe trek. Openheid, ontvanklikheid, vrede. Lukas beskryf nou presies soos Psalm 139 dit doen, dat dit reeds in die moederskoot gebeur. Maar ek dink mens moet verder gaan. Die doel van hierdie teks, alhoewel mens in groot verwondering staan, is nie die biologiese soseer. Mens staan al klaar in groot verwondering voor die biologiese van wat gebeur in die moederskoot. En soos ons wetenskap slimmer raak, so sien ons die groot wonderwerk daarin. Maar hierdie teks wil 'n groter teologiese intensie deurgee. Dis geestelik. Dis God wat besig is. Mense beweeg. Wat lewe skep. Maar in die donkerte. Hierdie idee van donkerte, uitsigloosheid, hopeloosheid, daar skep God. Juist daar. Waar die mens nie kan sien, waar die mens nie weet hoe ons begrip en verstaan. Dis 'n beweging na Christus. Geliefdes, hierdie verhaal is jou vinnig oorlees verhaal. Dis 'n vlugtige verhaal. Twee vroue, huis, ontmoeting, hierdie ongebore kinders, en jy lees dit sterk op pad na die geboorte verhaal. Hierdie ongebore Johannes. Ons ken sy storie, ons weet wat later gebeur. Hoe sy storie uitloop. By Johannes die Doper geraak. Hierdie een wat nie geweet het nie, toe al opgespring van vreugde, van hom lees ons, die einste lees ons, hy sou later sê, maak die pad vir die Here reg. Die een wat in die woestyn roep, dit aankondig. Wat later sal sê, 'n heenwysing na Christus, daar is die lam van God. Nie ek nie. En wat met my gebeur, so wat wonders. Daar is die lam van God. As ons praat van roeping, dan dink ons gewoonlik, want ons is so sterk op pad, na die geboorte narratief, dan dadelik daarna begin jy lees van Johannes die Doper, en jy dink, ja hier, begin die man met sy roeping. Maar dis nou die profeet wat uitroep in die woestyn. Dis dan nou die profeet wat die heenwysing na Christus gee. Hier het sy roeping dan nou inslag gevind. Hier begin alles. Dink ons dalk verkeerdelik. Myns insiens, geliefdes, sy roeping al toe hy dit nie geweet het. Haar in die moederskoot. Ons dink nie altyd so daaraan. Maar God het geweet. En roeping handel nie oor wat jy weet selfs nie, maar wat God weet. En wat ons so in ons elkeen se lewensroepings maar laterhand agterkom, soos die Here ons lewe rig en lei. Soos hy ons in beweging kan ook bring. Belangrik is die stilte. Die stilte van die moederskoot ontvang Johannes sy roeping. Dit gee ons hoop. Want ons weet dat God se grootste werke begin by die eenvoudige. Skielik voel jy ingetrek word, daai intrek wat jou tot beweging bring, want mens lees jouself raak. In ons dag tot dag lewe, met ons vrae, met ons kommer, met ons nie weet nie. En die gerusstelling, die Here weet meer en beter. En ek is maar net deel daarvan. En ek kan maar net gelowig reageer daarop. Doen dit en doen dit getrou. En so leef jy jou roeping. Geliefdes, hierdie teks laat ons ook anders oor geloof dink. Ons dink baie keer geloof is iets wat ons moet bereik, soos 'n toets wat ons skryf.
Die een kry 'n bietjie meer punte as die ander een. Want ons verklap dit in ons gesprek as ons sê, daai is so groot gelowig. Asof jy groot en klein dan nou kry. Asof geloof is iets wat moet opbou. Iets wat jy moet verstaan en die regte begrip het, voordat dit dan nou eers reg is. Wat moet ons liewers oorweeg? Geloof is beginnend by God, en dit is 'n beweging na God toe. Trouwens, dis wat die reformatore so duidelik wil uitwys, maar tog, selfs in ons eie reformatoriese tradisie, verstaan ons dit nie altyd so. Nie ons geloof nie, God se geloof in ons. Ons antwoord kom later. Maar die oorsprong is God. En die einde is God. En alles tussendeur is God. Dit gee ons rus en vrede. Want dit beteken vir ons eie lewe dat ek nie eers volmaak gereed moet wees om dit nou so te stel, voordat God eers in my lewe gaan begin werk, asof ek nou goed genoeg is. Die Here begin, en God dank dat hy dit doen. Hy begin waar ons is. Hy het al begin, ook met jou, in die moederskoot. Ons besef dit, maar die Here het al begin. Geliefdes, en in die lig van die opstanding tyd raak hierdie teks vir ons ryker. Want die opstanding van Jesus Christus is juis so 'n voorafgaande werk van God wat beplan, en geen mens het dit beplan. Kruis, sterwe, graf, opstanding daarna. Dis nie van 'n mens, dit is van God. Geen mens het dit beheer nie. Geen mens het dit verwag nie. God het dit so bepaal. En in daai donkerte, weer by die woord staan stilte. Breek die ligstrale van hoop en die opstanding weer. God werk vir al in die stilte. Voor ons begrip. Maar ook bo ons begrip. Dit bring ons by die doop. Hierdie verhaal help ons ook, geliefdes, om die doop reg te verstaan. As ons dan nou praat van geloof en genade, as ons in hierdie teks raak lees ons dieselfde in die doop. God is die eerste beweger. Soos Johannes dit nie kon verstaan het nie, so kan klein Leilane nog nie verstaan wat gebeur nie. Maar haar verstaan hang nie af dat sy moet deel het aan die genade en die geloof. Trouwens, as een van ons se verstaan op hierdie oomblik daarvan moes afhang, is ons elkeen hopeloos verlore. Van alles van God af. Sy genade. Boodskap van die doop is juist dit. God se Gees is reeds aan die werk. Hy is reeds naby. Hy is reeds besig. Hy is reeds teenwoordig. Geliefdes, die doop sê nie, hierdie kind het al alles verstaan. En nou, omdat jy so van die geloof verstaan, of so daarop wil reageer, nou mag jy gedoop word. Die doop sê, God het reeds begin. Jy het die naam geroep en gesê, jy is myne. Daarom ook, kyk ons nie selfs net na die oomblik van die water nie. Soos ons sê, God se genade is voorafgaande, kyk ons ook na voor daardie oomblik, voor hierdie oomblik in haar lewe. Soos dit ook waar is in ons eie lewe. God se belofte voor ons doop, reeds waar. Soos reeds sy kind. Hy het ons reeds op die naam geroep, waar? Nie alleen by die doopvond, al reeds in die moederskoot. Sê ons saam in die psalmdigter, dit weet ek seker, geen been van my was vir u verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie,
toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. Jy het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskryf, voordat ek gebore is. Geliefdes, dit is groot troos vir ons. Ja, hoor jy ook woorde van troos vir ouers van ongebore babas, wat nie die voorreg het om vandag ook hier voor te kan staan. Ons hoor ook iets daarvan. Waaroor baie mense nie praat. Jy het ook hulle al gesien. Toe hulle nog ongebore was. Jy hoor die genade van die Here. Dis Christus en Christus alleen. Dis selfs nie die doop wat ons red nie. Doop is die seël, die verbondsteken. Maar is God alleen. Te weet veilig by God. Voordat ons verstaan, werk God. Voordat ons kan antwoord, roep God. Voordat ons bewus is, sy naam. En dit bring vir ons ook in ons lewe tot beweging. Nie net vir klein ongebore Johannes die Doper, wat na die roepstem van die Here sy nabyheid as het ware net begin beweeg, maar ook jou lewe. Mag die Here ook so vir jou tot beweging bring. Rigting. God lei. God is naby. God begin eerst. Want wat hy begin het, sal nie opgaan. Amen. Ons bid saam. Liewe Here, dankie vir die woorde van genade. Ons besef nie wie ons is en wie U is. Here, dat daar baie vraagtekens in ons lewe is, selfs oor die geloof. Dankie Here vir die versekering dat ons ook kon hoor, dat reg te verstaan, sogenaamd wat ons dink ons het, of die regte dinge doen, beteken dat ons gered is, dat ons die geloof het. Dis U en alleen U. En U is die begin en die volëinder daarvan. Here, dankie dat U nabyheid, soos ons ook bely hier teenwoordig is, en soos ons gelees het, Here, dit bring ons tot beweging. Mag ons as gemeente tot beweging gebring word, Here, as gelowiges, eenvoudig die teenwoordigheid. Die wat ons roep, het voorloop. Here, dankie dat ons ook nou kan deel, sigbaar, in die water van afwassing, die genade, maar ook dat dit getuig, reeds voor die doopvond, as ons kinders reeds die sin, want U het gespreek, en dit sal wees. Amen. Ek vra asseblief dat Rodrigue en Johanita Matthee na vore sal kom. Gemeente van ons Here Jesus Christus, God het ons lief en ons is sy kinders lank voordat ons van God bewus raak. Dit word deur die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. Dit gee sigbaar uitdrukking aan God se verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop die kerk kinders van God.
Die doop van hierdie kind herinner ons ook opnuut van ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag in die evangelie het om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Christus. En die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend ons lewens nuut maak. Die doop roep ons ook op om God lief te hê. Het is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitlewe. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. En daarom Ludwig en Johanita in die teenwoordigheid van God se nabyheid en ook so in die teenwoordigheid van die gemeente, vra ek dat julle eerlik op die volgende vraag sal antwoord. Eerstens, glo julle dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is? Tweedens, glo julle dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos belig in ons belydenis? En derdens, beloof julle om vir Leilani te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus? Wat is hierop die antwoord? Ja. Leilani, Althea, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Liewe Here, dankie vir die eenvoud, water, afwas, skoon. Here, ons weet U is die eerste beweging wat ook vir Leilani op die naam geroep het. Here, nie net nou waarop roep nie, maar in die moederskoot reeds geroep het. Here, bly ook die ouer paar, seën hulle huisgesin, Here. Dankie vir die goedheid. Rus hulle toe, om vir Leilani groot te maak in U weer. Dankie Here dat U ook Ludwig en Johanita so seën. Voordat om ouers te kan wees. Ons dankie Here vir hierdie genade verbond. U wat eers te sê, Jy is myne. In Jesus naam bid ons toe. Amen. Liefdes, ons sing vir hulle die seënbede van lied 268, strofe 2. Geliefdes, kom ons staan vir die wegsending in die see. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly
saam met elkeen van julle, nou en tot in alle ewigheid. Amen.